Amen. So 'n wonderlike voorreg wat ons weer het om in die handboek in te kyk, in die volmaakte weg wat God vir ons kom baan het in Christus Jesus. Dit is so 'n wonderlike evangelie. Dit vra nie 'n duit van onsself nie. Jy kan niks bydra aan die volheid wat God vir jou gebring het nie. Dit is so belangrik dat ons hierdie fasette duidelik sal sien. Die hele evangelie was 'n geskenk van God aan die mens. En dit het weinig met jouself te doen. Jy moet net glo, aanvaar wat God vir jou gedoen het, en dit veroorsaak 'n liefdesverhouding tussen jou en God. Hoe meer jy sien wat hy vir jou geskenk het, hoe meer jy sien wat sy vergifnis behels, wat genade behels, hoe meer jy dit sien, hoe groter word jou dankbaarheid en jou lofprysing vir hierdie groot God. Dit is so 'n groot voorreg wat ons het, om nie in ons eie denke 'n lofprysing wil optoer nie. Nee, deur die kennis van die woord moet daar lof uit ons binneste, uit ons gees uit begin voortvloei. Uit ons gees uit 'n wonderlike realiteit kan vloei wat God verheerlik vir dit wat hy vir ons kom doen het, en dat ons vereenselwig met daardie wonder geskenk, dat ons in 'n volmaaktheid staan, gereed vir die ewige lewe. Meer heilig as wat God jou gemaak het, meer verlos, meer gereinig kan jy nie wees nie. Dit was die wettiese godsdiens wat uit die Ou Testament oorgespoel het deur die Joodse apostels in die Nuwe Testament. Dit is daarom wat ons moet wegbeweeg van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, want dit was absolute bediening aan die Jode, sodat hulle moes sien dat in hulle eie pogings hulle nêrens sal kom nie. Hulle moet kom by die belofte van die kruis. Hulle moet die kruisdood verstaan. En hulle moet verstaan dat 'n redder red. En hulle wat verlore was, word gered. Jy red nie jouself nie. Jy word gered. Is so belangrik. As ons 'n bietjie kyk na hierdie realiteit, dan begin Paulus so in Efesiërs 3. Hy sê, om hierdie rede is ek Paulus as 'n gevangene van die Here Jesus Christus, vir julle wat heidene is, vir die wat nooit uitverkose was deur God nie, wat nooit God se volk was nie, wat absoluut beskou was as heidene, verlore, ewig verdoem, word nou ewe skielik in 'n ander kennis ingebring. Hy sê, as julle ten minste gehoor het van die bediening van genade. Genade is 'n eenmalige realiteit wat aan die kruis gekom het. Daar gaan nooit weer genade wees na die kruis nie. Jy pleit verniet, Here, ek wil hierdie nuwe kar hê, of ek wil 'n plaas hê, of 'n reën hê, of wat jy ook al verlang. Here, wees ons genadig. Nee, God was jou genadig. Van die kruisdood af, moet die mens net deur geloof lewe. Jy moet hierdie groot God glo, in sy natuur. Soos hy die natuur laat loop, so moet jy in daardie natuur bly. Jy moet absoluut hom vertrou. Here, U het dit vir my beloof, ek gaan U vertrou. En jy leef net volgens die magtige beloftes van God. Dit is so belangrik. Hy sê in vers 2, as julle ten minste gehoor het
van die bediening van genade van God, wat aan my verleen is vir julle. Genade het vir elke mens gekom, dat hy aan my die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid. Ons het so baie oor die verborgenheid gesels, die verborgenheid wat byvoorbeeld in Kolossense 1, vers 26 tot 28 beskryf word, die verborgenheid dat Christus nou ons lewe is. Dit was altyd 'n verborgenheid, maar God het Christus geskenk as ons lewe, 'n verborgenheid. Maar nou moet ons uitvind dat genade is 'n verborgenheid gewees vir mense vir al die jare. Jy moet uitvind wat genade eintlik is, dat dit 'n eenmalige realiteit is wat aan die kruis gekom het. God was jou genadig in alle opsigte. Daar's nie 'n opsig waarin hy jou nie genadig was nie. Ek het dit al baie aangehaal, Psalm 139 vers 16 sê, al julle dae was in God se boeke opgeskryf, voor daar nog een van hulle was. Hy het elke dag van jou geken. Hy het elke behoefte van elke dag van jou geken. En hy het reeds voorsien, jou deel is om deur die keuse van geloof te lewe. Jy het 'n absolute keuse van of geloof of ongeloof. As dit ongeloof is, faal jy elke keer. As dit geloof is, as jy regte keuse maak en jy vertrou die Here, dan elke keer sal jy in die oorwinning staan. Dit is die verborgenheid van genade, dit wat vir elke mens gekom het. Ek lees weer vers 3. Hy sê dat hy aan julle deur in Openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Paulus is deur God bekragtig om diep in die skrifte in te kyk, al die verborgenhede te sien waarom elke skrif in die Bybel dan gaan. En dit is daardie realiteit wat hy nou aan ons wil oordra, dit wat God aan hom duidelik gemaak het, die verborgenheid van die evangelie, die verborgenheid van genade, dit wat aan die kruis gedoen, eenmalige realiteit. En as jy eers in daardie genade begin beweeg, dan weet jy, daar's nie iets wat jy voorpleit by God nie. Dis so belaglik, mense, as jy pleit by God vir enige saak, dan meen dit jy's in die grootste onkunde en jy verydel die kruis van Golgotha. Jy mag dit nie doen nie. Jy moet al die tyd in geloof staan. Al is dit die dood wat jou bedreig, jy staan absoluut al die tyd in die geloof. Here, deur u wonde het daar genesing gekom. Here, u wek die dooies op. Here, u het menige mens uit sy bankrotskap gered. En so is daar duisende getuienisse van mense wat in die geloof geleef het. Enkele mense wat nasies oorweldig het deur hulle geloof. Dit is so belangrik dat ons begin die verborgenheid van die genade sien, die verborgenheid van geloof sien, hoe groot en tot watter mate geloof jou kan lei, as jy absoluut God, dit wat Kolossense 1 vers 18 ek dink sê, dat Christus al die tyd eerste in alles moet wees. Dit wat hy verdien het vir jou, die rykdomme, die heerlikheid, die oplossings vir elke probleem, dat hy die eerste in jou gedagtes sal wees, al die tyd, dat jy hom sal verheerlik, hom sal vertrou, dat
jou hele vertroue op die genade van God sal wees en nie op jouself of op 'n ander uitkomste nie. Absoluut net die Here Jesus en hom as gekruisigde die antwoord sal sien. Hy sê in die 5de vers, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie. Baie mense het al vir my gesê, maar waarvan praat jy? Hoekom het ons dit nog nooit in die kerk gehoor nie? Hoekom het ons nog nooit van hierdie realiteite gehoor nie? Mense, dis in jou boek, dis in jou Bybel. As jy dit nooit gehoor het, was dit nooit verkondig nie, en dan is dit jammerlik, want jy moet tot die kennis van die woord kom. Jy moet sien dat God jou bekragtig het in alle opsigte. Ek lees weer vers 5, wat in ander tye nie aan die mensekinders bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is, deur die Gees, naamlik, dat die heidene, daar was altyd die kerkmense in die heidene, kerkmense in die heidene, maar nee, daar's nie so iets nie. Alle mense was ingesluit, alle heidene was ingesluit by Israel, die uitverkose volk van God. Met ander woorde, hy het die hele wêreld uitverkies in homself van die begin van die skepping af. En dis daarom wat hy vir die mens die antwoord kon bring. Hy self vir die mens die antwoord kon bring. Vers 6 sê, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote. Kan jy dink daardie ouens wat jy sien as verlore en absoluut in hole sien, dat hulle mede-erfgename is, mede-deelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie. Al wat hulle moet hoor, is nie hoe sleg hulle is nie. Hulle moet hoor hoe God hulle goed gemaak het. As jy nie die evangelie van Christus, van die antwoord bring vir die kerk nie, dan bring jy die duistere onkunde wat die duiwel die mens ingedompel het. Dat die mens is verlore, dat hy sondig gewese is, dat hy nie enige regte het nie, en dat God jou verlaat het. Dit is alles leuns van die duiwel. Iemand wat is net vasgevang in onkunde, en as jy met die evangelie, die kennis van God kom, dan vertel jy net vir die grootste sondaar, weet jy wat, God het jou sy heiligheid geskenk, hy het jou sy geregtigheid geskenk. Aanvaar Jesus Christus, man, hy is jou lewe, hy is die lewe wat vir jou gekom het. Dis 'n pakket, dis 'n volheid wat vir jou gekom het. Watter mens, as jy vir hom die waarheid bring, sal dit nie aanvaar nie. Dit is so 'n groot geskenk, mense. Dit is so jammer dat ons in sulke onkunde opgegroei het. Maar die tyd het gekom dat ons nou tot die kennis van die waarheid moet kom. Want dit is dit wat Johannes 8 vers 32 vers 36 sê, ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid is dit wat aan die kruis gebeur het. En dan sê die 36ste vers, as Jesus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hy het in jou plek gesterf, mens. Hy het in jou plek jou sonde tot niet gemaak, jou sondige natuur tot niet gemaak. Hy het jou geheilig aan die kruis van Golgotha. Jy moet die pakket van genade ontvang, eenmalige realiteit wat vir jou gekom het. Jy het dit of jy het dit nie. Jy het die openbaring van genade of jy verstaan nie genade nie. Genade is 'n rykdom wat vir jou gekom het in Jesus Christus. Dit is so belangrik om dit te sien. Paulus skryf
want hy's radikaal in sy bediening. Radikaal in sy bediening. Hy skryf waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van genade van God wat aan my gegee is. Genade, 'n gawe van God wat gekom het, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my die geringste van al die heiliges. Paulus het homself nie gesien as verhewe bo enige ander mens nie, dat hy nou hierdie kennis het nie. Nee, dis 'n gawe, die kennis is 'n gawe van God, mense. Dit is iets waarna jy moet uitkyk en wat jy moet begeer soos niks anders nie, as om die openbaring van die gawe van God te ken in sy volheid. Hy sê aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Kan jy dink dat as jy die werklike evangelie, 'n kragtige evangeliediens wil hou, dan vertel jy vir die grootste klomp heidene en verlore mense die onnaspeurlike rykdom wat daar vir hulle is in Christus Jesus. Onnaspeurlik, nie wat die gevaar van die verlorenheid is nie. Dit weet elke mens. Dit het die duiwel aan hulle bekend gemaak. Maar jou deel is om bekend te maak wat hierdie groot God deur Jesus Christus aan die mens kom openbaar het. Dat God jou die volle rykdom, die onnaspeurlike rykdom geskenk het terwyl jy hopeloos en totaal en al verlore was. Dit is so belangrik, mense, dat ons in hierdie realiteit sal staan en sal kyk na die skrifte. Hy sê in die 9de vers, hy sê en vir almal aan die lig te bring. Nie vir sommige mense nie, vir almal, self die ouens wat dink hulle is heilig, vir hulle wat dink hulle gaan hemel toe. Jy kan nie dink nie, jy moet tot die openbaring van genade, die openbaring van dit wat aan die kruis vir jou gekom het, van God se beloftes, moet jy ken, jy moet dit aanvaar, jou eie maak, nie op jou eie werksverrigting staat maak nie, maar absoluut op dit wat hierdie groot God vir jou kom verdien het aan die kruis van Golgotha. Dit is so belangrik. Hy sê en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap van die verborgenheid, wat van eeue verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Jy sien daar die verborgenheid in Jesus Christus, dat Jesus Christus vir jou 'n groot openbaring sal word. Wanneer jy byvoorbeeld tot die werklikheid begin kom, die diepte van hierdie skrifte, waar jy in 1 Timoteus 3 vers 16 lees, dat God was geopenbaar in die vlees. God self het in die vlees gebore geword, om die reddingsaksie uit te voer. Johannes 14 staan Jesus Christus, sê hy, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Oor en oor hierdie verborgenhede, want dit is een enkele God wat gekom het, om sy groot realiteit te vermag op aarde, om 'n volmaakte redding vir die mens te bring, en 'n volmaaktheid aan die mens te skenk, sodat die mens in alle opsigte altyd net op hom vertrou, nooit weer op hulle eie pogings, nooit weer soos ons ingespan word om sekere werke te doen en te dink dit wat van die onkundige apostels genoem het, sonder werke is geloof nodeloos. Dit werk nie so nie. Geloof is 'n openbaring, werke is 'n openbaring, dit is wat Christus gedoen het. Jou deel is om te glo
Jy moet absoluut glo. En dit wat oorgespoel het deur die Joodse apostels was absoluut drogbeelde. Ouens wat nog nie die werklikheid gesien het nie. As jy self in die skrifte inkryk, as jy 'n groot vergelyking wil maak, kyk na die bergpredikasie en dan lees jy Efesiërs 1:2, Kolossense 1:2, dan sien jy die vergelyking. Dis dag en nag. Een is nag, jy sal nooit daarby uitkom nie. Ander een is dag, want dit is wat vir jou bereik is. Dis nie iets wat nog moet kom nie. Dis 'n afgehandelde werklikheid. Die kruis, genade, is 'n eenmalige realiteit wat in Christus gekom het. Geloof is net 'n eenmalige realiteit wat gekom het. Nie jou idee, nie jou geloof, menslike geloof nie, maar die geloof wat God gehad het en die kennis wat hy gehad het aan die kruis. Dit is die realiteit waarin ek en u moet staan dag vir dag, sodat ons waarlik in hierdie volheid kan ons verlustig en waarlik tot die kennis kom van die vryheid waarin ons is, dat ons daagliks God kan verheerlik, dat ons hele lewe 'n kenteken van 'n openbaring van lofprysing is vir hierdie groot God. Maar jy kan nie God loof of prys as jy nie 'n fondasie het nie. Jy moet weet, hoekom prys jy? Jy moet die onnaspeurlike rykdom wat vir jou gekom het, ken as 'n fondasie, as 'n sterk fondasie, dat jy nooit weer sal twyfel, maar sal weet dat dit wat God verdien het, dit wat God gebring het, hy ewige werklikheid is. Hy sal nooit verander nie. God is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En as hy jou 'n belofte gemaak het, staan jy in daardie belofte. Jy weet dat dit is groter as jou mislukking, groter as jou natuurlike kennis. En jy staan absoluut in die woord van God. Dit is so belangrik, mense. Luister gou na vers 10. Hy sê sodat julle nou deur die gemeente aan die owerheid en die magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. As hierdie wysheid van God nie bekend gemaak word nie, dan is jy op 'n doodloopstraat. Jy's in 'n op 'n duistere pad. Jy weet nie waar hy gaan eindig nie. Maar wanneer jy in hierdie wysheid van God opgevoed word, dan sien jy die heerlikheid en jy sien uit na die heerlikheid wat vir jou wag, want dit is die ewige werklikhede, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang met vertroue deur geloof in hom kan hê. Jy sien, as jy nie daardie vertroue en daardie geloof, daai absolute sekerheid het nie, wat het jy? Wat is daar om uit te sien? Mense, dit gaan oor die kennis van die liefde van hierdie groot God en sy onnaspeurlike rykdom vir u en my. Prys sy groot naam. Amen.